Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 7de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: raskwotas steek weer kop uit in skole rugby. Jou volle storie is hier. Nog berigte, swaar vonnis opgelê in die hof. Mense wat Itermagog verkoop, ook in die hof. Nigeria wil sy burgers repatrieer uit Suid-Afrika. Andriva, die vrouekampioen op Roland Garros. Bulle en Leinster in die VRK finaal. Die debat oor transformasie en spelerskeuses in skole rugby het weer opgevlam nadat berigte na vore gekom het dat 2 spelers se plekke in die oostelike provinsie se Kruiwenweekspan verloor het. Dit het tot groot ontevredenheid onder sommige ouers en ondersteuners gelei. Volgens die beskikbare inligting was die 2 spelers afhanklik in die span opgeneem, maar hulle is later vervang. Sommige ouers beweer dat die veranderinge aangebring is om aan transformasie of rasverteenwoordigingsdoelwitte te voldoen, eerder as om uitsluitlik op meriete te fokus. Die voorval het gemengde reaksies uitgelok. Kritici en transformasiebeleid meen dat spelers op prestasie vermoë gekies moet word en dat enige vorm van kwotas die gehalte van spanseleksie kan beïnvloed. Hulle voer aan dat jong spelers wat hard gewerk het om hulle plekke te verdien, benadeel word wanneer ander oorwegings gebruik word. Aan die ander kant wys voorstanders van transformasie daarop dat rugby in Suid-Afrika steeds daarna streef om meer verteenwoordiging van die land se demografie te wees. Hulle meen dat ontwikkelings- en transformasiedoelwitte noodsaaklik is om geleenthede vir spelers uit alle gemeenskappe te verseker. Die saak het reeds wyd aandag op sosiale media gekry, waar sterk menings van beide kante uitgespreek word. Oostelike provinsie rugby sal moontlik verdere verduideliking gee oor die seleksieproses en rugby-ondersteuners aan te spreek. Die kontroversie beklemtoon weer eens die uitdagings waarmee Suid-Afrikaanse rugby te kampe het om 'n balans te vind tussen meriete, ontwikkeling en transformasie in die sport. Die feit dat meer as 150 vuurwapens, wat oorspronklik aan Suid-Afrikaanse polisiediens behoort het, binne 'n jaar in die besit van misdadigers gevind is, wek ernstige kommer oor die beheer en beveiliging van staatsvuurwapens. Hierdie vuurwapens beland gewoonlik in die verkeerde hande nadat dit gesteel, verloor of tydens rooftogte van polisiebeamptes afgeneem is. Sodra sulke wapens in die onderwêreld sirkuleer, word dit dikwels gebruik om gewelddadige misdade soos moord, gewapende roof, kapings en bendegeweld te pleeg. Veiligheidskenners waarsku dat elke vuurwapen wat uit polisiebesit verdwyn, 'n direkte bedreiging vir die publiek en wetstoepassers inhou. Die situasie plaas ook groter druk op die polisie om streng beheermaatreëls toe te pas en te verseker dat amptelike vuurwapens behoorlik beveilig word. Verskeie organisasies het reeds gevra vir deeglikere ondersoeke na hierdie vuurwapens wat verlore geraak het en of nalatigheid of korrupsie moontlike rol gespeel het. Daar word ook aangedring op beter opleiding en streng dissiplinêre optrede waar beamptes nie die voorgeskrewe veiligheidsmaatreëls nagekom het nie. Die ontdekking van soveel polisievuurwapens by misdadigers beklemtoon die omvang van Suid-Afrika se misdaadprobleem en die noodsaaklikheid dat wetstoepassingsagentskappe hulle eie toerusting by die grootste sorg moet bestuur. 4 mans van Welkom in die Vrystaat is in hegtenis geneem nadat hulle glo probeer het om 'n Itermagog vir R80.000 te verkoop. Die verdagte se ouderdomme wissel tussen 47 en 62 jaar. Volgens berigte het wetstoepassers opgetree nadat inligting ontvang is oor die beweerde onwettige handel in die beskermde dier. Die mans is tydens die operasie vasgetrek en die Itermagog is in hulle besit gevind. Itermagogte is een van die mees gesmokkelde soogdiere ter wêreld en word ingevolge Suid-Afrikaanse natuurbewaringswetgewing streng beskerm. Die onwettige vang, besit of vervoer of verkoop van hierdie diere kan tot swaar boetes of gevangenisstraf lei indien iemand wel skuldig bevind sou word. Bewaringsorganisasies waarsku gereeld dat die vraag na Itermagogte in hulle skubbe 'n ernstige bedreiging vir die voortbestaan van die spesies inhou. Daarom word toenemend opgetree teen wildsmokkelaars en persone wat by onwettige handel en beskermde diere betrokke is. Die 4 verdagtes sal in verwagting binnekort in die Landdroshof verskyn op aanklagte wat verband hou met die onwettige besit en beweerde handel van 'n beskermde dier. Die 41-jarige Liano Verkotini is in die plaaslike streekhof swaar gestraf nadat hy skuldig bevind is aan ernstige misdade, insluitend verskeie verkrachtings. Die hof het aan hom 5 lewenslange vonnisse opgelê, tesame met 'n verdere 78 jaar gevangenisstraf vir ander verwante misdrywe. Die vonnis stuur 'n sterk boodskap uit dat die howe ernstige seksuele misdade in 'n uiterste lig sal beskou. Tydens vonnisoplegging is die impak van die misdade op die slagoffers, sowel as die belange van die gemeenskap, ook in ag geneem. Die vonnis is opgelê sonder die keuse van parool wat die erns van die misdaad verder beklemtoon. Sulke sake wek dikwels groot openbare belangstelling omdat dit handel oor die beskerming van kwesbare slagoffers
en die stryd teen geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika. Hierdie uitspraak is deur baie inwoners verwelkom as 'n belangrike stap in die bevordering van geregtigheid vir die slagoffers en hulle families. Wetstoepassingsowerhede het klopjagte op verskeie huise munisipale kantore uitgevoer as deel van 'n ondersoek na die sogenaamde CCC bedrogsaak. Die operasie vorm deel van 'n groter poging om beweerde korrupsie, bedrog en onreëlmatige bloot te lê. Tydens die klopjagte is dokumente, elektroniese toestelle en ander moontlike bewysstukke na bewering gekonfiskeer wat ondersoekers kan help om die omvang van die beweerde bedrog vas te stel. Die ondersoek fokus glo op kontrakte, tenderprosesse en finansiële transaksies wat onder verdenking gekom het. Die ondersoek het groot belangstelling gewek, aangesien dit beheerde wanadministrasie van openbare fondse geraak het. Owerhede het aangedui dat hierdie ondersoek nog aan die gang is en dat verdere optrede kan volg indien voldoende bewyse gevind sal word. Anti-korrupsieveldtogte bly 'n prioriteit vir wetstoepassers, waar veral beskuldigings van bedrog en die misbruik van belastingbetalers se geld te sprake is. Die publiek wag nou om te sien of die ondersoek tot verdere arrestasies of strafregtelike vervolging sal lei. Die Nigeriese regering het aangedui dat hy bereid is om meer as 1000 van sy burgers uit Suid-Afrika terug na Nigerië te repatrieer weens kommer oor voetslepende, xenofobiese aanvalle en spanning wat buitelandse burgers raak. Volgens berigte volg die besluite op klagtes van Nigeriërs wat voel dat hulle veiligheid bedreig midde van geweld, intimidasie en anti-buitelander sentiment in sekere gemeenskappe. Die Nigeriese owerhede het beklemtoon dat die beskerming van hulle burgers 'n prioriteit is en dat hulle hulp sal verleen aan diegene wat na hulle vaderland wil terugkeer. Xenofobiese geweld het oor die jare heen op verskeie geleenthede in Suid-Afrika uitgebreek met buitelandse burgers wat dikwels die teiken van aanvalle, plundering en intimidasie geword het. Sulke voorvalle veroorsaak gereeld diplomatieke spanning tussen Suid-Afrika en ander lande. Die Suid-Afrikaanse regering het herhaaldelik xenofobiese voorvalle veroordeel en beklemtoon dat misdadigheid nie teen enige spesifieke nasionaliteit gerig behoort te wees nie. Wanneer jou finansies onder druk kom en jy sukkel om jou versekeringspremies te betaal, is dit baie belangrik om nie bloot jou polis te kanselleer nie. Daar is verskeie opsies wat jy eers kan oorweeg om jou dekking te behou en steeds kostes te bespaar. Nommer 1, hersien jou dekking, kyk of daar dele van jou polis is wat nie meer nodig is nie. Jy kan moontlik sekere voordele verminder of verwyder om jou maandelikse premie te verlaag. Nommer 2, verhoog jou eie risiko of jou eisbydra. Deur 'n hoër eie risiko te kies, kan jou maandelikse premie ook afneem. Dit beteken egter dat jy meer uit jou eie sak sal betaal indien jy eis indien. Pas jou polis aan, praat met jou versekeraar oor alternatiewe produkte of planne wat beter by jou huidige begroting sal aanpas. Sommige versekeraars bied meer bekostigbare opsies met basiese dekkings. Nommer 4, voorkom kansellasie deur vroeg op te tree. Indien jy weet dat jy betaling gaan misloop, kontak jou versekeraar so gou as moontlik. Hulle kan soms betalingsreëlings of ander oplossings aanbied voordat die polis gaan verval. Om sonder versekering te wees, kan jou groot finansiële risiko blootstel indien iets onverwags sou gebeur. Daarom is dit beter om met jou versekeraar te onderhandel en die beskikbare opsies te ondersoek voordat jy jou dekking sal beëindig. Die Blou Bulle het Saterdag met 22-21 teen die Glasgow Warriors gewen in 'n wedstryd wat tot die heel laaste minuut nie beslis was nie. Van die begin af was dit baie gelyk op rugby gewees tussen beide spanne. Albei spanne het hard aangeval en goed verdedig en met min ruimte vir foute. Die Bulle het vroeg punte aangeteken en gelyk of hulle beheer het, maar Glasgow het stadig maar seker teruggeveg en die wedstryd weer oopgemaak. En die tweede helfte het die druk al groter geword. Elke fout kon hierdie wedstryd gekos het en het gevoel soos 'n regte toets van karakter. Die Bulle het egter vasgebyt en hulle verdediging het op kritieke sterk deurgegaan. In die laaste minute was dit baie spanning geweest. Glasgow het probeer om die wenpunt te kry, maar die Bulle het hulle lyn gehou en net die voorsprong beskerm tot die eindvletjie geblaas het. Hierdie oorwinning is belangrik vir die Bulle, want dit wys hulle kan onder druk wen en nie maklik opgee nie. Vir Glasgow Warriors was dit 'n harde verloor, want dit kon maklik andersom vir hulle gegaan het. Die Stormers se pad in die VRK het tot 'n einde gekom nadat hulle in die halfeindstryd met 11-20 punte teen die plaaslike Leinster span verloor het. Die wedstryd was fisiek en taktiese rugby op 'n hoë intensiteit met min geleenthede vir vrye spel. Leinster het van die begin af sterk druk toegepas en vroeg te beheer oor die veldposisie geneem. Die Stormers het hard probeer om terug te veg, maar het gesukkel om konstante momentum op te bou teen 'n goed georganiseerde verdediging. Teen rustyd was die wedstryd nog binne bereik, maar in die tweede helfte het Leinster se doeltreffendheid in die sleuteloomblikke hierdie verskil gemaak. Hulle het hulle kanse beter benut en die Stormers onder druk gehou met slim taktiese spel. Die Stormers het wel geveg tot aan die einde, maar foute op kritieke tye het hulle terugkeer moeilik gemaak. Die VRK se eindstryd is nou bepaal met die Blou Bulle wat teen die Ierse reuse Leinster in die finaal te staan gaan kom.
Die Bloubelle het hulle plek in die eindstryd verdien na 'n nalbyt oorwinning in die halfeindronde terwyl Leinster hulle ervaring en taktiese dissipline gebruik het om die Stormers uit te skakel. Nou staan twee baie sterk spanne teenoor mekaar wat verwag kan word om uiters mededing in 'n uitstryd te kan wees. Die Bulle sal staat maak op hulle fisieke voorspelerspel en direkte aanvalle, terwyl Leinster bekend is vir hulle strukturele spel, vinnige besluitneming en kliniese afrondings. Hierdie botsing van style maak die eindstryd baie moeilik om te voorspel wie wel sal wen. Ondersteuners aan albei kante verwag 'n intense wedstryd waar klein foutjies groot gevolge kan hê. Die span wat die druk beter kan hanteer en sy kanse omsit, sal waarskynlik as kampioen gekroon kan word. Die jong Russiese tennisster Mira Andreeva het die Roland Garros 2026 vroue eindstryd gewen nadat sy die Poolse speler Maja Czwalinska in die finaal gewen het. Andreeva het die wedstryd sterk begin en vinnig beheer geneem. Sy het die eerste stel gewen met goeie konstante spel vanaf die agterlyn en het min foute gemaak. Czwalinska het hard terug probeer veg en het in die begin van die wedstryd baie goeie weerstand gebied, maar kon nie die tempo volgehou het nie. In die tweede stel het Andreeva nog sterker gespeel. Sy het vroeg breekpunte gemaak en het die druk op Czwalinska verhoog en haar aggressiewe houe en goeie plasing van die bal. Die Poolse speler het wel bly veg, maar het gesukkel om die Russiese speler se ritme te breek. Uiteindelik het Mira Andreeva die finaal in 2 stelle gewen en so haar eerste Grand Slam titel ingepalm. Die oorwinning is 'n groot deurbraak vir hierdie jong speler en bevestig haar as een van die nuwe sterre in wêreldtennis. Die Suid-Afrikaanse 7 Blitsbokke is reeds die ICSBC Sevens wêreldkampioene gekroon na hulle prestasie in die toernooi in Bordeaux in Frankryk. Dit beteken hulle het genoeg gedoen in die beslissende fase van hierdie kompetisie om die algehele wêreldtitel vir hierdie seisoen te wen, selfs al is daar nog wedstryde wat vandag afgehandel moet word. Die spanne deur die toernooi goed gevaar en hulle resultate was sterk genoeg om die puntevoorsprong te bou wat nodig was om hierdie titel te beklink. Volgens berigte is die kampioenskap dis nou reeds binne hulle bereik en dit kan nie meer van hulle weggeneem word nie. Hulle sal egter vandag nog op die veld verskyn vir hulle oorblywende wedstryde waar hulle sal probeer om hulle sterk vorm te bevestig en die seisoen op 'n hoë noot te kan afsluit. Die Monaco Grand Prix word vandag beslis en die jong Mercedes-ster Kimi Antonelli is weer een van die groot gunstelinge om daar te wen. Antonelli het reeds die aandag gesteel deur in die eerste plek vir kwalifisering te vat met 'n briljante ronde in Monte Carlo, waar hy selfs ervare kampioene soos Max Verstappen en Lewis Hamilton agter hom gehou het. Die 19-jarige Italiaaner is tans in uitstekende vorm en lei die wêreldkampioenskap wat hom een van die sterkste jaars op hierdie rooster maak. Sy konsekwentheid hierdie seisoen en sy vermoë om onder druk te presteer maak hom die man om dop te hou. Die smalstrate maak verbysteek baie moeilik en strategie, bande en veiligheidsmotors kan die uitslag vinnig verander. Verstappen, Hamilton en Ferrari se Leclerc sal ook hard druk om hierdie oorwinning weg te neem. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 1124, Polokwane 621, Lephalale 824, Mbombela 624, Mahikeng 621, Pretoria 821, Johannesburg 719, Ermelo 218, Galagadi 1125, Gaborone 1023, Richards Bay 1325, Pietermaritzburg 621, Durban 1223, Port St Johns 1024, Pongola 1024, Maputo 1525, Bethlehem 216, Bloemfontein 316, Allewal Noord 316, Welkom 617, Vryburg 621, Kimberley 619, Appington 1023, Prieska 821, Springbok 1023, Karasburg 1126, Keetmanshoop 1227, Mariental 1029, Alexander Bay 1025, Brandvlei 921, Loederits Bay 1324, Vredendal 1125, Kaapstad 1217, Sutherland 514, George 1020, Jeffreys Bay 29 in die middag, Taberra 921, Grafreinet 619, Kaaphooglas 819, De Aar 517, Molteno 112, Beaufort West 29 in die middag, Oos-London 28, Mabalane 13 en 27. Verkorte weerberig, Gauteng koud en droog met 'n sonnige middag, Wes-Kaap koel en deels bewolk, oorwegend droog, Oos-Kaap provinsie wolke met ligte kusreën, binneland sal droog wees, KwaZulu-Natal min wolke en enkele buie is moontlik, Vrystaat provinsie baie koud in die oggend met ryp en 'n verdere sonnige dag, Noord-Kaap droog en sonnig, koue in die oggende, Noordwes provinsie koel in die oggend, helder in die middag,
Mpumalanga, koel en plekplekke sal 'n mis wees, Limpopo provinsie, sonnig en relatief warm. Die kort opsomming, koue oggende landwyd, meeste provinsies sal droog en sonnig wees, met ligte kusreën in die Oos-Kaap. Die markaanwysers vir vandag lyk so, die rand verhandel teen R16.55 teenoor die Amerikaanse dollar, die pond kos R22.07, die euro verhandel teen R19.08, die Australiese dollar kos R11.66, die yen kos 10 sent, platinum kos $1,797 per fyn ons, palladium kos $1,263, goud kos $4,331 per fyn ons, silwer per fyn ons is $67.30, Brent olie per vat is $93.09. Gedagte vir die dag, dis maklik om die dag te meet aan wat jy bereik, maar die werklike waarde lê in hoe jy opdaag, met geduld, eerlikheid en 'n helder kop, selfs wanneer dinge stadig of moeilik voel. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename Sondag word vir almal toegewens.